Groete in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Welkom by nog 'n episode van Het jy gehoor met Pastor Joe Marrow. Die Here bly, maar nie die Here. Laasweek se episode het my laat dink aan die gedagte in Prediker 12, waar die woord van die Here vra, jongeling, dink aan die Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae vir jou aanbreek, daar waarin jy sal sê, ek het geen behaag in nie. En ek hoop iemand het uit die episode geneem. En as jy geneem het, los ons 'n comment. Comment jy op hierdie episode nou. En ek vra u om in te skakel, te luister, deel te hê. En as dit jou hart raak, en as dit jou gedagte verander, laat ons weet, want ons wil hê dit moet 'n impak maak. So vandag op hierdie program het ons vir Keith Flix, welkom, en sy ma Katrina Flix, welkom. Hier by ons. Keith het vroeg die gebruik van sy bene verloor. Keith het op 'n jong ouderdom sy hart aan die Here gegee. En vandag is Keith graad 12. En alle ere aan die Here. Suster Katrina, vertel vir ons so 'n bietjie, waar het alles begin? Amen. Ek wil elkeen groet. Wel, Pastor Dedery wil ek groet. Die geseënde naam. Sonder die Here is alles te vergeefs. Ek besef dat die Here dra ons dag na dag. Maar is vanaand vir my 'n voorreg om my storie aan u te vertel. En aan iemand wat daar luister te vertel. Ek dink dit was Keith was 'n jaar en 'n half. En hy raak siek met cholesterol op 'n baie groot, soos hulle noem, dit was baie hewig geweest. En met dit het hy hospitaal toe gegaan, maar voor dit is ek 'n mamma wat vir my kinders gesorg het, tot vandag toe. Maar hy raak siek en nou moet ek my spesiale werkie eendag moet ek nou los, want ek moet met hom hospitaal toe gaan. Maar gelukkig is hy iemand wat vir hom vat en homself dokter toe neem. En by die dokter gekom en hulle sê, maar hy medisyne gegee en genaam gekyk en hy terug huis toe. Langs die pad sê die vroukie, iemand vir die vroukie, maar jy kan nie met Keith huis toe gaan nie. Jy moet met Keith hospitaal toe gaan, want hy is besig om te sterwe. En as sy is op pad hospitaal toe, sy draai onmiddellik om en sy gaan, ek werk by my werk vir die dag wat ek gaan en ek is so besig daar om te werk en net skielik is ek besig om my spieël skoon te maak en die spieël breek en ek besef, iewers is iets nie reg nie. En ek kom by die huis en terwyl ek by die huis kom, hoor ek, maar Keith is in die hospitaal. Ek is hospitaal toe nou die tyd, toe rook ek nog skelm, die duiwel. En ek doen nog my dingetjie mos nog met die rokery. En ek koop vir my sigarette, want die hospitaal is mos so ver. Maar terwyl ek daar by die hospitaal kom, sien ek maar my kind is in 'n toestand. En weet Pastor Dedery, as ek dink aan die goedheid van die Here, dan kan ek nie anders om die Here te dien nie. Maar terwyl ek daar staan, sê die dokter, die susters, hulle hardloop op en af, en ek wonder wat gaan aan. Maar Keith is in die kamer, hulle laat my nie in nie. En hulle sê vir my, wag, en ek wag maar daar. Nou soos 'n moeder mos maar bekommerd. En terwyl ek wag, sê sy vir my, terwyl ek so wag, maak hulle die deur oop, en hulle sê, ek het 'n aanval gekry. Amper soos 'n epileptiese aanval. En ek dink, maar dis ver, dis am erg, maar in elk geval. Hulle nooi my in en die dokter praat met my. Terwyl die dokter met my praat, sê hy, ons moet nou Woester toe gaan, sodat hy meer hulp kan kry. Ons is op pad met die hospitaal, met die ambulans, op pad Woester toe. By die hospitaal in Woester
maak hy weer so. En ek besef, ek weet nie, nou om jou kind te sien, hoe hy lyk, hy krul half om, hy's blou, en ek wonder, dit voel of hierdie kind dit nie gaan maak nie. Ek as moeder het self getwyfel, my geloof het swak geword, maar my vertroue was in die Here. En ek gaan en hulle hou hom daar en ek kom beter, en nou het hy klomp pype en goed aan hom, en ek sien hoe hy lyk. Ek dink die tyd het hy ook daar gewees by daardie hospitaal, in daardie kamer hoe hy gelê het, en hy lê vir 'n hele week in 'n koma. Maar die Here, al wat ek kan sê, die Here, hy's 'n waarmaker. Maar terwyl hy daar so lê, en ek is mos nou met die ou sigaretjie nog, en ek gaan toilet toe, om eintlik te gaan bid, maar ek gaan mos nou eers rook, 'n skyfie vat. Maar ek dien die Here, en ek gaan rook, maar voor ek hy sigaret aansteek, sê die Heilige Gees vir my, as jy jou kind wil lewendig hê, moet jy dit nou los. Ek skrik so groot en ek gooi die sigaret in die toiletpot en ek gaan op my knieë en ek praat met die Here. Ek bely voor die Here, omdat ek die Here gedien het, maar nog steeds met die sonde aangekom het. En ek bely. Ek dink as ek nie daardie oomblik tot waaragtig tot bekering gekom het nie, sou my kind nie vandag gelewe het nie. En ek gaan terug in die kamer wat hy lê en ek sit by die bed en ek bely teenoor hom ook. Ek weet nie vandag of hy my daardie moment gehoor het nie, maar ek weet die Here het my gehoor. En ek bely teen hom en ek sê vir die Here, ek is so jammer, mag U gee my kind nog 'n kans. En daardie tyd toe kom die Here teer. Dis die Sondags, dit was 'n week wat hy in 'n koma was. Die Sondagmiddag 6:00, toe maak hy sy oë oop vir die eerste keer. En ek kan die Here net die eer gee. Jy weet, daardie tyd toe sê die dokters, daar's nie hoop vir hom nie. Hulle met die pype moet hulle afhaal, mami. En ek feier. En ek sê vir my dierbares, hulle moet saam met my bid. My leier, hulle moet saam met my bid. En die Here doen 'n wonderwerk. En hy haal, die dag kom die dokters en hulle kan nie glo. En al wat ek kan sê, dis die Here. En terwyl ons daar sit en hy versterk en hom met ons Kaap toe gaan, en hy moet nog goed deurgaan. En pas dit deur en hulle vind uit, hy kan nie sien, hy is blind. Hy kan ook nie hoor nie. Sy brein is aangetas van hierdie siekte. En hy gaan, en ons gaan op Kaap toe vir verdere toetse. En daar doen die Here net wonders. Daar het die Here hom net aan. En daar in daardie hospitaal, toe moet ek die Here dien. Ek en nog mamas wat daar was, ons in die aande, dan vat ons hande in hulle saal, en ons vertrou die Here vir groot dinge. Jy weet, dit was vir my ook om te bely, want ek het Kief se pa, ek was 7 maande swanger met Kief, en ek het hom weggejaag, omdat hy was baie ontrou aan my. Maar jy weet, die Here wat ons dien, en ek het vir Kief groot gemaak, maar al wat ek vandaan kan sê, ek moes sy pa gerelease het. Ek moes vrede gemaak het, oor hy nie vir my kind gehelp het nie. En jy weet, terwyl ek vrede maak met Kief, toe kom sy pa se suster, tot vandag toe, help sy my met Kief. En ek is vandag vir die Here dankbaar,
om te kan bely en te laat staan en om vry te kan spreek, want dis daar wat ons meer as oorwinnaars is en is daar dat die Here alleenlik ons kan help as ons mense vry spreek. Daarom kan ek vanaand sê, die Here bly die Here. Nou ek is baie lief om te sê, die Here is 'n wow. In my oë is hy 'n wow. So ek wil vanaand sê, die Here, hy dra ons dag na dag. Halleluja, die Here is 'n wow. Definitief. En jy noem so iets daar wat, en ek dink baie kykers kan hiervan relate, oor hoe mense vir jare in jou hart dra. En jy kan nie by die punt kom van vergifnis nie. En omdat jy nie kan vergewe nie, kan jy nie by jou deurbraak uitkom nie. En jy kan nie by jou heling uitkom nie, omdat jy nie kan vryspreek nie. Suster Katrina Vlux kom sê vandag vir iemand, spreek vry, let it go, van God is wow. So Keith, ons is hier by jou. Keith, ek wil by jou luister. Toe jy nou bewus raak, jy het nie die gebruik van jou bene nie. Hoe was dit vir jou in jou grootword jare? Amen. Ek groet die Heilige Gees. Groet Pastor. Die tyd toe ek gevind het dat ek nie niks vir myself kan doen, was het soos iets wat vir my teruggehou het. En tye waar ek miskien iemand gesien het waar geloop het en so, dat ek nie die vergetes eendag sal het. Maar ek het net begin te besef dat God stel jou mens nooit te leer nie. Hy het 'n doel met 'n mens se lewe. En hy sal jou nooit as wees agterlaat nie, maar hy het 'n doel met jou lewe. En dit het baie maklik, dit was nie maklik vir my om te sien dat ander kinders hoop en ek nie. En dit was baie teleurstelling in my hart, want ek kan nie dit oorkom het met dinge wat my plaasvind. Keith, wat een wow. Sjoe, het is een wow God, regtig waar, het is een wow God, want het is net die Here wat een jongman sy hart so kan change. Keith, op wat een ouderdom het jy die Here in jou lewe aangeneem? Dat was toe ek 14, 15 is. Maar ek het aan die tyd toe het ek nog my muzieklewe soos DJ gedoen en so, maar met die werelds goed. En toe waar ek besef het dat God het die mens meer nodig as dit. En dat ek my muziek in God moet doen. En dat hy my die herder van my siel sal wees en dat hy dinge vir my sal makliker maak in die lewe. Wow, Keith, weet jy, en ek kan jy is 'n beken van hoop vir baie daar buite, want baie jong mense en ewen groter mense in jou posisie, wat in dieselfde toestand is, wend hulle na verkeerde dinge, omdat daar 'n leemte is, wat hulle probeer vul. Hulle kan nie aanvaar nie, en as die Here nie op jou pad gekom het nie, was jy nie vandag die jongman wie jy is nie. En ek dink, iemand daar buite moet vandag na jou kyk en sê, as Keith kon, dan kan ek ook. Keith, die laaste vraag vir jou. Jy is nou graad 12. Wow, die Here is 'n wow God. Wat wil jy volgende jaar doen? Ek wil eintlik aansoek gedoen het vir die administration en waar ek meer kantoor weer kan wees. Dat ek ander mense kan help met forumsle en die type goed is. Interessante goed is. Wow, en ek vertrou dat die Here die droom vir Keith gaan verwesenlik. Ons vertrou die Here vir positiewe uitslae. En as u daar buite is en u het vir Keith gehoor, Keith en sy ma bly tans op die kerk se jaar in 'n Wendy
En wanneer ons dit share, is dit nie om simpatie te wek nie, nee glad nie, want die Here bly die Here. Maar as jy daar is, daar's nie elektrisiteit of sanitasie nie. As jy dit hoor, en jy wil in Kies se lewe saai om volgende jaar sy droom te verwesenlik, onder op die skerm sal jy 'n nommer sien. Kontak hierdie nommer en ons sit vir u in kontak met Suster Katrina. Suster Katrina, 'n laaste bemoediging vir iemand daar buite wat in dieselfde situasie as jy sit, 'n enkel mami en 'n seun wat jou aandag 24 uur nodig gehad het, but you have survived. So ek kan vandag sê, vrou van God, woman of strength, I salute you. Ek salute jou vir wat jy gedoen het. En as jy vandag na hom kyk, dan kan jy sê aan God al die ere. Kan jy net vir 'n mami daar buite 'n bemoedigingkie gee? Amen, amen. Ek kan vir 'n mama, sometimes, dit kom vandag so by my, dat daar's papas ook wat alleen staan, waar daar nie 'n mama is nie, wat ook die huis moet ran. Maar vanaand wil ek vir hulle sê, julle is nie alleen nie. Weet die koordigter sê, hou net aan. Hou net aan. Miskien voel jy vanaand, dit is vir jou te swaar. Matteus 7 vers 7 sê, bid en vir jou sal gegee word. Soek en jy sal vind. En ek wil vanaand vir iemand sê daar buite, wat vanaand luister, moenie bekommerd wees nie, moenie bang wees nie. Die Here laat toe, laat God op jou pad kom, maar hy los jou nie alleen nie. Hy sê, jou kruis moet jy dra. En ek wil vanaand iemand bemoedig om te sê, kyk wat die Here vir my gedoen het. Is hy in staat om vir iemand daar buite te doen. Maar jy moet opstaan en loop. En jy kan dit alleen met die Here aan jou sy, kan jy dit doen. Amen. Halleluja, Katrina, weer eens baie dankie dat jy bereid was om jou storie hier te share. Ons hoop regtig dat dit 'n impak sal hê. Ek het vroeër vanaand gedink en ek dink 'n mens kan dit noem. Ons sê wel is 'n storie, maar wat ons hier doen is nie stories nie. Wat ons hier doen is getuienisse wat gelewer word om te wys wat God in iemand se lewe beteken het en om te wys dat God kan nog. Hy is 'n wow God. Gaan hierdie week in met die wete, wat ook al gebeur, hy is 'n wow God. So ons gaan oor na die woord van die week. Weer eens dankie dat jy ingeskakel het. Los 'n comment, kom in kontak met ons en ons bid vir jou. Die Here seën. Halleluja. Dankie Here Jesus. U en U alleen Here. Ons loof en aanbid U naam. Gaan ek deur valleie as U daar. Oh, gaan ek deur die berge as U daar. Here nooit te sê alleen, staan ek op my eie, in alles wat ek deurmaak, is U daar. Gaan ek deur valleie, is U daar. Gaan ek deur die berg op, gaan ek deur die berg op, is U daar. Here nooit is ek alleen, nooit is ek alleen. Staan ek op my eie, in alles
alles wat ek deurmaak is U daar. Gaan ek deur vallei is U daar. Gaan ek deur die berg op, gaan ek deur die berg op, is U daar. Nooit is ek alleen, nooit is ek alleen. Staan ek op my eie, en alles wat ek deurmaak is U daar. Oh, if I go through valleys, You are there. Even up the mountain, even up the mountain, You are there. Lord, I'm never alone. Lord, I'm never alone. I'm not standing on my own. In everything I go through, You are there. When I come, if I go through valleys, You are there. Even up the mountain, even up the mountain, You are there. Lord, I'm never alone. I'm never alone. I'm not standing on my own. In everything I go through, You are there. Gaan ek deur vallei, Here, gaan ek deur vallei is U daar. Teen die berge op, Here, gaan ek teen die berg op, is U daar. Nooit is ek alleen, nooit is ek alleen. Staan ek op my eie, en alles wat ek deurmaak is U daar. Here, nooit is ek alleen, nooit is ek alleen, nooit is ek alleen. Staan ek op my eie, en alles wat ek deurmaak is U daar. Here, nooit, Here, nooit, nooit, Here, nooit is ek alleen. En ek staan nie op my eie, staan nie op my eie. En alles, Here, en alles wat ek deurmaak is U daar. Hallelujah. Dankie, Here Jesus. Blessed be your name, God. Wonderful Jesus. Dankie, Here, dankie. Dankie, Here Jesus, dankie. Dankie, Here, nooit alleen nie. U is altyd aan my sy, Here. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wonderful Jesus. I am never alone. I'm not standing on my own. In everything I go through, You are there. Halleluja. U wordt ingeskakeld om een grote en daardoor in de naam van ons Koning Jezus. Ik groet Esther, ons pastoor, zijn vrouw. Ik groet elke kijker vanmiddag, elke leier in zijn capaciteit. Prachtige ziens en dochters van Sion. Wat een voorrecht vandaag om het woord aan u het voor te kunnen. Wat een voorrecht vandaag vanavond om die akker van Christus kan vergaderen. Zijn geest vanavond. Ik eer u, Heer, voor wie is vanavond. Heer, ik herken u vanavond. Het is de Alpha.
En nu gaan we begin die in die naam wat was, wat is, wat tot in alle eeuwige dieselfde sal wees. David skryf, wat sal die Here vergeld, vir al sy weldaden. Dan kom in Psalm 23, hy sê, die Here is my herder, ek kom niks kort vanaand nie, ek weet nie wat u moet aan my sikkel, of sit vanaand nie, ek weet nie wat die toestand vanaand is nie, daar is 'n man hier vanaand by die huis, wat u geweet het, wat hulle sou eet vandag nie, maar ek weet die voorsiener, het voorsien vanaand in die behoefte. Jong man, daar wat jy is, jong vrou, daar wat jy sit in die toestand, in die laagte vanaand, in die storm vanaand, daar wat jy is op moedverlore vlakte, op soek na identiteit, daar wat jy is, ek sê vir u vanaand, die krag van die Here, die gees van die Here is met u, ek weet, ek ken u toestand vanaand, hy is bekend met u naam, maak nie saak wat u deurmaak nie, ek weet vanaand, ek die ons die levende God vanaand, en ek weet die Here sal u bereik vanaand, ek weet die Here sal met u wees vanaand, in hierdie atmosfeer, in hierdie tyd, en u wat ingeskakel is vanaand, u wat op die platform is, u wat gaan kyk, wat hoor, wat sien vanaand, ek bid dat die Here 'n mooi ding in u sal doen, ek bid dat die Here vir u sal doen, en as ek dink waar die Here vir my uitgehaal het so 'n paar jaar terug, sal ek kan met u deel vanaand, maar dit gaat lang wees vanaand, maar ek kan het vir u vanaand God voorstel. Daar is niks beter as in die Here nie. Die Bybel verklaar volgens Psalm dat die goedertieren van die Here is tot in alle ewigheid. En sy trou is van geslag en in sy liefde is daar geen einde nie. Daarom bemoedig ek u elk vanaand van wat ingeskakel is, daar waar u sit staan, waar u hoor my stem kan hoor vanmiddag. Ek wil het aan u voorstel, en ek wil Christus aan u voorstel vandag. Ek wil het Christus aan u vanaand die eer gee vir wie hy is aan u. Ek weet nie waarom u vanaand sit nie. Ek weet nie wat u vanaand deurmaak nie. Ek weet nie waardoor u kom in die tyd in die afgelope week of maande nie. Ek weet nie waarvoor u wag nie. Maar ek wil vir u vanaand sê, tyd en seisoene behoort aan Christus. Ek wil u sê, maak seker u is op die regte tyd en die regte seisoen. Van u weet die dinge van die Here wat die Here doen. As 'n mens in verkeerde seisoen of verkeerde tyd is, het Satan die vermoë om aan mens dinge te gee. En die vermoë om dinge aan jou te voorsien. Maar sonder God se goedkeuring vanaand. En ek wil seker maak dat u vanaand wat ingeskakel is op so'n plek is, waar u God bereik, of waar God vanaand u bereik. Halleluja. Ek lees een mooi ding op iemand sy status. Nee, daar is gestaan by die open lig. Pastor Vincent sê 'n powerful ding. Hy sê soms vertel ons van Christus ons probleem is. Maar ek wil vir u vanaand sê, gaan jou probleem toe. En laat jou probleem vanaand verstaan hoe groot Christus is. Van ek weet wat u vir my gedoen kan u vir u doen. Ek weet waar ek was, verslaaf. Ek weet waar ek was, waar u vir my uitgehaal het. Ek kan het met u deel vanaand, maar ek wil vir u vanaand bemoedig. Ek wil vir u vanaand sê dat ons die lewende God. Ek wil vir u vanaand sê wat u vir my gedoen het, kan u vir u en elk doen wat ingeskakel is. Ek wil vir u sê waar u vanaand sit, in u ellende, waar u vanaand sit, op die moedverlore vlakte, waar u vanaand staan, waar u vanaand is. Ek wil vir u sê, roep vanaand vooruit na Christus. Die woord sê, roep hom aan in die tyd van die noodtyd. Hy sal jou uithelp. Dat is tyd wat ons moet eer. Ek staan gisteraan by die open lig en die Here droop in my gees geboortepilne. Geboortepilne. Ek wil vir u en jou sê, dit wat u nou deurmaak. Daar die pyn, daai sien wat ons so neerstel, daai man wat ons so neerstel, vrou, ek wil vir u vanaand stig. Ek wil vir u vanaand sê, draai om. Staan op en loop. Ook al die tekstwers wat God de Lazarus kom, Maria val in die voete. Martha hoor Christus kom die stad binnen. En haar eerste ding wat sy doen is sy wonderryk. En Maria het stil gesit. Maar die powerful gedeelte is, Maria sy stil wat sy weet, sy is die een wat God sy voete afgedreig met sy hare, wat beteken sy weet wie hy is en wat hy in staat is. En toe hy bereik, daarby toe hy Lazarus bereik by die graf, en hy sê vir hulle rol weg die klip. Van soms het ons klippe wat voor ons leer, soms het ons struike wat voor ons leer, en ons gee dit van hulle goed prys, ons gee dit die eer, en dit is terug van die heerlijkheid van Christus af, en die Here het een woord gespreek, en hy het gesê, Lazarus staan op, en Lazarus het opgestaan, en spyte van hulle wat gesê dat, hy leef 4 dae, dat hy 'n reuk mag afgee, ten spyte van ek sal vir u sê, mense kan u afgeskryf het, mense kan gesê, dit is klaar met hom, my familie kan gesê,
is klaar met jou. Soms voel jy miskien dat jou vriende en familie jou afgeskryf het, hulle, of jou vriende wat met wie skool gegaan het. Ek staan hier en praat vir u, waar het met u kos, ek weet wat u deurmaak, ek kom daardeur. Ek weet wat u vanavond dink om hierdie oomblik. Ek weet wat u al deurgemaak het in die afgelope tyd, maar ek wil vir u vanavond net sê, hy weet van jou, hy dink aan jou. Jou naam wil ek opskryf vanavond in die boek van die lewe. Hy het met een woord gespreek en het gesê, Lazarus, staan op in u sy omstandighede, staan op in dit wat u dink u nie kan uitkom nie. God sê, u is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat wil die krag gee. Ai man, ek sê nou vir u, staan op vanmiddag, staan op vanavond, staan op met wat u ook al nou dink. Wat ook al vir oorweldig in die oomblik, staan op, stap in die omstandighede, stap in dit wat jy hou van die heerlikheid van Christus. Die Bybel verklaar dat ons sonde beskens nie geword tussen ons en heerlikheid van Christus. Daarom roep ek vanavond op u, slaan ag vanavond op God se stem. Moenie kyk na my nie, moenie kyk na dit wat ek aan het nie, moenie kyk na die hare wat vanmiddag mag geskeer is en die feite wat hy in is nie, maar fokus vanavond op God. Laat hy die eremeester, die ereplek vanavond in die lewe inneem. Daar is plek by die kruis, is nog steeds diezelfde Jesus, Erik Oordikter, diezelfde God wat red, diezelfde God wat genees, diezelfde God wat gezond maakt, diezelfde God wat voorsien en wat in die ete hier toe gedraai het. Halleluja. Daar wat u sit vanmiddag staan, Heer, maak net die oor toe en bid saam met my vanmiddag. En ek bid dat die Here die omstandighede, die toestand van u se gesin, 'n huwelik vanaand, finansies, dat die Here 'n omslag sal maak, net ten spyte van u wat vandag ingeskakel is aan die woord van afgeslaan het. Ek bid dat die Heilige Gees, dat God met sy Gees en sy volheid die omstandighede wat ek sal verander, u lewe in die naam van Jesus. Kom ons sê die ons bid saam vir 'n oomblik. Halleluja. Vader, wanneer ons tot die troon nader, erken ons dat u God is. Ons erken dat u, Here, dat ons u nodig het. Ons erken vanavond ons afhanklikheid van u. Ons weet dat u vanavond Rabbi is, eremeester. Ons erken u vanavond as Jehovah Rapha. Ons erken u as Jehovah Shalom vanavond, Here. Ons erken u vanavond as Immanuel, God met ons, Here. En ons weet vanavond, Here, omdat u Rapha is vanavond, Here. Weet ons koning door alle konings. Ons herder, Here. Ons skepper, Here. U versadig ons vanavond, u woord, Here, as vir ons 'n lig, Here, 'n lamp vir ons voete, Here. En op grond van u woord, Here, kom ons in alle nederigheid, Here. En ons behou voor u, Here. Ons behou ons tekortkoming, Here. Wanneer ons u misluk, Here, elke sekonde van die dag, Here, wat ons so te maak, Here. Here, daar wat ons u faal, Here, waar ons u afslaan op die woord wat u met ons praat, Here. Here, wanneer ons alleen is, Here, wanneer ons dink daar buiten, Here, wanneer ons dink ons oorwin die wereld, Here, wat ons wil doen wil, en wat ander het, Here. Here, maak u ons stil, Here. Here, maak ons stil, Here. Here, ek bid, Here, dat die wereld met ons sal wees, Here. Here, ontvang ons met u kostbare hoefte, Here. Dankie vir u genade, Here. Dankie dat ons weet ons u kan aanroep in ons stimme van de moedheid, Here. Dankie dat u ons uithelp, Here, uit ons ellende uitvermaand, Here. Ons bid, Here, vir 'n nuwe olie. Ons bid vir 'n nuwe salwing, Here. Ons bid vir 'n nuwe heerlikheid, Here. Ons bid vir nuwe getuienisse, Here. Ons bid vanaand, Here, dat u sal red, Here. Ons bid dat u 'n krippende toestand sal genees, Here. 'n blinde toestand laat sien vanaand, Here. Dat u 'n sieke vanaand in die uur, Here, gesond sal maak, Here. Het sê dat 'n griep is vanaand, Here. 'n kankertoestand, Here. Maak die saak in wat u enige u vanmiddag mag verken. Ek bid, Here, dat op grond van u woord, Here, dat u woord vanaand, Here, sal bereik, Here, in die naam van Jesus, Here. Here, kom nou in die volheid, Here, in die naam van Jesus, Here. Ek bid dat hulle sal uitstap vanaand, Here, en dit wat hulle weerhou van heerlikheid van u, Here. Dat hulle sal erken dat u God is vanaand, Here. Here, die woord verklaar dat elke knie sal buig, elke tong sal bely en erken dat u God is, Here. En ons bid dit nou in die naam van Jesus, Here. Ons bid, Here, om ons Vader, Here. Sien ons nou verder, Here, van kracht tot kracht, Here. Here, beskerm ons families, Here. Beskerm ons kinders, Here. In die naam van Jesus, Here. Here, ons bid
wat in die volgende paar weke in die seisoen, Here, aan die maande wat nou sal aanbreek, Here, deure wat oopgaan, Here, hulle wat op soek is na werksgeleenthede, Here, dat U vir hulle die deur sal oopmaak, Here. Kyk, ons breek nou in die naam van Jesus, Here. Kyk, wikke val van skouers af in die naam van Jesus, Here. Breek deur, my Vader, in die naam en stap in daardie oorwinning, nou in hierdie oomblik, Here, nou in hierdie uur, Here, in die naam van Jesus, Here. Ons weet vanaand, Here, wanneer ons U aanroep, my God, Here, dan antwoord U, Here. Ons bid dat U nou sal antwoord, Here, onderneem in elke situasie, Here, onderneem in elke toestand, Here, in die naam van Jesus, Here. Here, onze Vader, wanneer die onbekende week aanbreek, Here, wat voor ons lê, Here, Here, ons bid, Here, Paulus sê, Here, ons vergeet dit wat achter ons is, en ons strek ons in dat dit wat voor lê, op grond van U woord, Here, potentieel dat U nuwe woord, nuwe uitdaging sal bring, Here, nuwe vooruitsigte, Here, Here, maar dat ons in elke uitdaging sal staan, Here, dat ons in elke uitdaging U naam sal aanroep, Here, selfs wanneer ons weet, Here, dat daar niks in die koskas aangaan, selfs wanneer ons weet, Here, dat ons nou, Here, nie weet wat ek kan doen, Here, maar dat ons sal weet en vertrouw en glo op U woord, Here, dat ons niet beskaam sal staan, Here, die woord sê, Here, dat ons nie sal begewe of sal verlaat nie. In die machtige naam van Jesus, ons bid nou in die naam van die Vader, die Seun en U Heilige Gees. Amen, amen. Halleluja, U wat vanmiddag daar sit, wat voel, U wil vandag, morgen, wanneer U sal kyk na die uitsending, U wil die hart vir Here gee. U is een man in die onne. U kan ons volg op ons Facebook drop die boodskap. Ons doen by Missie of Kruis, ons doen die civic center, in elke gebied, landelijk, stedelijk, daar wat U is, enige area, plek van Zuid-Afrika. Ek glo daar is leers waar U is, hier vanaf Robertson, Easton, Bonneville, al omliggende omgevings, die so gemeenskappe. As U voel, U verlaat vir U regie, ruik op, staan op en hoop die omstandighede. Mag dit gesien wees en mag U geseende woord die Here sien. Halleluja.